Vanaand se storie is nou soms so 'n stouterige storie, en dit is in die mikke. So as jy nou weet wat in die mikke beteken, dan gaan nou nie vir dit oor verduidelik nie, want dit is ons nou 'n familieprogram. So in die mikke is maar die woorde wat ek weet ons studente dit gebruik as ons na seker iets verwys het. Nou een ding wat ek nou agtergekom het, wat eintlik baie so nou en dan jy weet risies veroorsaak of 'n bietjie van 'n weet dat die mense 'n bietjie grimmigheid vir mekaar het, miskien tussen man en vrou of wie ook al, is die snorkery. Daar's mos altyd een wat snork, of altyd een wat so erg snork dat die ander nie kan slaap nie. En dan is dit 'n gestampery in die ribbes, en dan is dit opstaan en gaan lê in 'n ander kamer, en dan is dit wakker maak en sê hou op met snork man, jy weet al daai dinge, en dan raak die ou wat wakker gemaak word, raak ons nou vreeslik vies, want hy het nou so lekker geslaap, en hy glo nie meer om sê hy snorkie, jy glo my. Hy sê nie maar ek snorkie, nee maar jy snork, hy sê nee maar ek snorkie, ek weet mos ek snorkie. En so gaan aan, en partykeer vind jy dit, dat die een nou sal die ander nou opneem, want ons selfone kan ons nou stemme goed opneem, en dit is so 'n ideale bewys wat baie keer dan teen jou gebruik word. Nou ek weet ek snork, ek weet ek het op 'n stadium baie erg gesnork, en toe het ek bietjie minder gesnork, en ek weet nie of ek deesdae nog snorkie, maar ek wil tog 100% vermoed, dat ek wil nog steeds snork, maar gelukkig dis dan net ek en vrou lief in die huis, en die dak het dan nog nie geliggie, so dis nog alles onder beheer. So het dit, veral hierdie een oom en tannie, hulle is nog lang jare getroud, en dis 'n waar storie hier, juist met die Franskraal uitstapie, het my broer my van hier herinner van hierdie storie, en het ek nou toe, dit nou geniet, toe hy dit nou vir my vertel, maar dis eintlik 'n kort storie, en het kom maar daarop neer, dat elke aand was dit 'n probleem, dat die oom het verskriklik gesnork. En dit was nou vir die tannie, en sy kon net nie daaraan gewoond raak nie. En elke keer 'n stampie sy nou vir hom in die ribbe, en dan, jy weet mos daai geluid wat jy maak, as jy nog gesteef word, as jy gesnork, besig is om te snork, en dan slaap hy verder, en net dan snork hy weer, en dan sê die tannie, draai toe sy man, of draai na die ander kant toe, of wat ook al, so is dit nou heeltemal, die hele nag is het nou gestoeiery, oor die snorkery, dat almal word nou, almal word eintlik daarvoor geaffekteer, net so gaan die oom en die tannie toe nou te kere, en dis toe nou, dat die oom ook toe nou later begin keelvol raak, jy weet, want dis dan nou als die ribbetjies raak seer, en weet, almal kan met hy draai op die sy, en hy hou nie van op sy sy slaap, hy is gewoond om op sy rug te slaap, so dit werk ook nie vir my, so dan lê ryk op die sy, en draai weer op sy rug, en hy het nog gewonder wat hy nou moet maak, en die een aan toe kom hy by die plan, maar as die tannie hom nou weer gaan wakker maak, dan is dit sommer gou in die mikke, en dan, dan is hy in die mikke, en dan, klaar is dat draai om 'n slaap uit, en dat soeke so uur of half uur later, snork hy weer, en as die tannie hom nou wakker maak, dan is dit sommer weer, as hy weer in die mikke, en toe dit so by die derde of vierde keer kom, toe maak die tannie hom nie verder wakker, en toe los hy hom maar uit, en blijkbaar het sy toe nog maar nie weer in die toekoms vir hom wakker gemaak, want die in die mikke storie het dan ook nie meer so lekker gewerk nie. So, toe die tannie ook maar besluit, nee wat, kom ek word maar gewoond, ek aanvaar maar, ek is nou al jare met hom getrouwd, en dis beter om hom maar laat slaap. So, nou ja, dit was nou die storie van die in die mikke slapery en die, die snorkery.